Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees vanoggend saam uit Eksodus 20 vers 1 tot 21. Ons lees uit die Afrikaanse 2020 vertaling. Hierdie is die woord van God. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Toe die hele volk die donderslag hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat u met ons en ons sal luister. Maar God nie met Moses hierdie volk geantwoord. Moenie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees en julle nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan en Moses het nader gegaan na die diepe duisternis waar God was. Goeiemôre Ligpunt. Is goed om saam met ons geloofsfamilie te wees. Goeiemôre ook aan jou saam met Dewet. Soos wat hy vroeër gesê het, as jy dalk vandag vir die eerste keer hier by ons is, soos Dewet genoem het, is ons besig met hierdie reeks getiteld Kwaliteit, waar ons saam dink oor presies daai woorde wat ons ook vroeër gelees het. In Efesiërs 5, of ons het 'n bietjie daarna verwys, waar Paulus in Efesiërs 5 vir Christene sê, hoor hierso, gegeewe die bose tye waarin ons lewe, het ons nodig om wys te wees deur die tyd wat God aan ons gegee het uit te koop. En dis wat ons in die reeks probeer doen. Ons probeer saam dink oor hoe om die tyd uit te koop wat die Here vir ons gegee het. Nou wat ons vandag oor gaan gesels, in 'n oomblik nadat ek vir ons gebid het, vriende, ons gaan saam nadink oor wat ons getitel het rustyd, waar ons daar dink dat deel van hoe om die wyse lewe te lewe volgens God is om eendag 'n week te unplug van die wêreld af, behoorlik in te plug by die Here. Die Bybelse woord vir hierdie is om 'n Sabbat te onderhou. Iets wat ons dalk al baie gehoor het, maar dalk nie noodwendig baie oor nadink nie. Ek gaan bid vir ons nou, vra dat die Here met ons sal ontmoet en dat hy ons sal opgewonde maak oor hierdie ontsaglike geskenk wat hy vir ons in die Sabbat gegee het. Kom ek bid vir ons. Vader, soos wat ons nou saam is hier, o Heer, is ons juise mense wat weet, ons benodig rus. Here, ons benodig diep, holistiese shalom rus. Rus fisies, emosioneel, geestelik, in ons verhoudings,
O Heer, ons smag na die waters van die rus. Ons loof en ons prys U dat in die Seun Jesus kan ons daardie rus bekom. En ons loof en ons prys U dat U dit so in hierdie wêreld ingebou het, dat daar fonteine van waters van rus elke liewe week vir ons beskikbaar is. Ek bid, Heer, dat U vandag met ons sal praat. Ek bid, Heer, dat U deur U woord ons sal vernuwe en verkoop om 'n mense te wees wat beter sal rus in U, sodat ons juis meer vernuwe en verkoop kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Wees met ons nou. Amen. Vriende, ek wonder of julle vertroud is met daai boeke wat getiteld is, en dit behoort hier op die skerm agter my te kom. Ken jy die boeke The Top 10 of Everything? Ek weet nie of jy dit ken, is baie soos die Guinness Book of Records tipe van boeke. Dit is boeke wat uitkom en dan in elke liewe area van realiteit, of dit nou in wetenskap is, of geskiedenis, of popkultuur is, of sport, of musiek en gee hulle dan hierdie lyste van die top 10 of everything. So as omtrent so 700 verskillende top 10 is die tipe van ding, ek weet nie, ek dink vir alles jy 'n laaitie is, of dalk jonk of oud 'n laaitie is, hierdie is die tipe van boeke wat ons hou om van te lees. Maar soos alle dinge in die lewe, maar is dit eintlik nie so oorspronklik nie, is nie eintlik hierdie ouens se idee gewees om 'n top 10 uit te dink nie. God was die oorspronklike publiseerder van die beste top 10 daar buite, en ons noem dit die 10 gebooie. Dit was nou net vir ons gelees gewees, en ons het net die een gelees van die 2 plekke waar God het gegee het, en beide in die boek van Eksodus gee God, hy het sy mense Israel, sy mense wie hy gered het, hy bring hulle by die berg Sinaï, hy gee hulle in Eksodus 20 tot 24 'n magdom wette, 'n magdom dinge wat sy wil is vir sy mense, maar dan kondenseer hy dit in 'n top 10. Dit is wat die 10 gebooie is. Jy het presies dieselfde ding aan daai tweede teksgedeelte wat ons nie gelees het nie, in Deuteronomium 5, dis by die selfde berg 40 jaar later, net met die volgende generasie. Hierdie eerste generasie het nie getrou in die Here gelewe nie, hulle het nie die beloofde land gesien nie, en so die volgende generasie staan net voor die beloofde land, kry dieselfde top 10 lys van wat die Here se wil vir sy mense is. Maar hier's eintlik die ding wat ek nog ter inleiding eintlik met ons oor wil gesels. En dalk gaan julle sê, Poen, dis net jy. Dis nie hoe ons oor hierdie goeders dink nie. Maar ek dink dat meeste van ons, as ons kyk na die God se top 10 lys van sy wil vir die mens, dan meeste van die goed op daai lys, dink ons, ja, as ek God was en ek moes 'n top 10 dinge, wat is die top 10 goeders wat ek vir die mensdom wil hê? Maar meeste van die goeders sal op my lys ook gewees het as ek God was. Die eerste ene en die tweede ene, ons geen ander God behalwe die Here nie. Jy moet geen ander gode aanbid nie. Ons sal sê ja, dis fair enough. Ek dink dit behoort reg bo op die lys te wees. Die feit dat ons nie God se naam eintlik moet gebruik nie, as ons in 'n verhouding met hom gaan wees, dan is dit belangrik hoe jy praat met die persoon met wie jy in 'n verhouding is. Ja, fair enough. Ek kan sien hoekom daai in die top 10 lys gemaak het. Soortgelyk in terme van moenie moord pleeg nie, moenie egbreek pleeg nie, moenie steel nie. Ja, ek kan verstaan hoekom God dit ingesit het. As hy besig is om hier 'n gemeenskap te vorm, dan sekerlik moet jy daai goeders hê as 'n fondasie vir 'n samelewing. Maar vriende, ek dink as ons eerlik met mekaar moet wees, regtig eerlik, en hier praat ek spesifiek hierdie is waar net van ons, by the way, die laaste 100 jaar, laaste 50 jaar van die kerk se bestaan vir die laaste 2000 jaar. Hierdie is uniek tot die moderne westerse kerk. Ek dink as ons moet eerlik wees met mekaar, is ons nie lekker seker hoekom die 4de gebod die top 10 lys gemaak het nie. Ek dink nie ons is heeltemal oortuig dat as ons God was, sou ons nommer 4 op die lys ingesit het, gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou nie. Ek dink ons dink dat daar's baie belangriker dinge wat nodig is in die top 10 lys vir die mens, as om tyd af te staan van jou werk af en om eendag godsdienstig te vier. Die verrassing is, vriende, dat die 4de gebod wat ons vandag oor gaan gesels, hierdie idee van om 'n Sabbat te onderhou, is in beide van hierdie lyste van die top 10 die een wat die meeste ink op gemors word.
By verreweg die meeste woorde word aan hierdie ene spandeer. Hierdie is die enigste van die 10 wat kom met 'n wand, met 'n hoekom. En buiten vir die eerste 2 gebooie wat gaan oor dat jy net God en nie afgode moet aanbid nie, is hierdie die gebod wat in die res van die Ou Testament die meeste airtime kry. Die profete hamer op hierdie en God roep Israel en vermaan vir Israel op hierdie een meer as al die ander gebooie in die 10 gebooie. Nou jy mag hierso dalk sit en sê ja, poen, maar. Dit was die Ou Testament. Dit was vir Israel. Ons is Jesus se mense. Jesus het gekom om die Sabbat te vervul en dit is so. Jesus vriende het gekom om die Sabbat te vervul. Maar vriende, vervulling beteken nie afskaffing nie. Vervulling beteken realisering, ware bedoeling. Jesus het gekom en die ware doel van die Sabbat het hy in sy eie lewe kom bereik en hy die regte verstaan daarvan vir ons kom uitlewe. En so reg deur die evangelies is Jesus, as jy die evangelies lees, is Jesus se beef, baie mooi Afrikaanse woord, Jesus se beef is nie met die Sabbat nie. Wanneer Jesus doen wat hy doen en sê wat hy sê, is dit oor die Fariseërs se verkragting van die Sabbat. Ja, Jesus is, Markus 2, kyk saam met my op die skerm, Jesus is die Here van die Sabbat. Maar vriende, hoor wat sê die Here van die Sabbat in Markus 2. Hy sê die Sabbat is gemaak vir die mens. Die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie vir Israel nie, vir die mensdom. Vriende, met ander woorde, die Sabbat is 'n geskenk aan ons. Die Sabbat is deur God ingestel om 'n seëning te wees vir ons. Maar is dit? Is die Sabbat 'n seëning vir ons? Dis wat ek wil hê ons vandag oor met saamgesels, vriende. Hoekom? Soos wat ons saam dink oor hoe om ons tyd uit te koop, hier is die vraag, hoekom is dit belangrik dat ons 'n mense sal wees wat tyd op sy sal sit om die Sabbat te vier? Wat presies bedoel ons daarmee? Wel, dit is wat ons oor gaan gesels, en ons gaan kyk na daai 2 teksgedeeltes op julle blaadjies, Eksodus 20, Deuteronomium hoofstuk 5, 2 redes, vriende, hoekom dit goed sal wees vir ons om tyd uit te sit, om die Sabbat te onderhou. Eerstens, vriende, want ons is geskep om in God te rus. Ek en jy is geskep om in God te rus. Kyk weer saam met my, hou jou Bybel of Eksodus 20 byderhand. Net vinnig die konteks, wat eintlik vir ons in Eksodus 20 vers 2 vir ons daar gegee is. In die heel eerste 2 verse daar, so God het vir Israel uit Egipte uit slawerny uit bevry. Hy bring hulle hier vir die volk, die Israeliete, by Sinaï, by die berg Sinaï, en hier openbaar hy, Eksodus 20 tot hoofstuk 24, openbaar hy sy wil aan sy mense. Die 10 gebooie, vriende, het ek soos ek net nou gesê het, is die opsomming van God se wil. Dis die top 10 lys van wat hy vir sy verloste mense wil hê. Kyk vinnig saam met my, ons gaan net vinnig hierdeur kyk, maar sien jy daar, gebod 1 tot 4 in die 10 gebooie is spesifiek met betrekking tot hulle verhouding met God. En dan is gebod 5 tot 10 spesifiek met betrekking tot hulle verhouding met mekaar. Wat dit beteken is dat die 4de gebod, die Sabbat, funksioneer soos 'n bietjie van 'n skaniergebod. En die een kant wat die Sabbat doen is die Sabbatgebod, die 4de gebod kyk terug en vorm deel van wat dit beteken om in verhouding met God te wees. Vriende, besef dit uit die staanspoor uit. Wat ook al bedoel is met die Sabbat, is daar om jou en my verhouding met God nie net te illustreer nie, maar om dit te versterk en te vernuwe. Maar dan vorentoe is die Sabbat, kyk ook vorentoe na dit wat nou hierna kom. Die Sabbat is deel van die fondasie van die eerste 4 gebooie. Die Sabbat is deel van daardie fondasie waarop dan verhoudings met ander mense uitgeleef word. Vriende, daar's iets aan die Sabbat, soos ons vandag sal sien, wat as ons die Sabbat op 'n Jesus manier sou uitleef, nie op 'n Fariseer manier sou uitleef nie, maar op 'n Jesus manier sou uitleef, sal ons liewer raak vir mekaar, liewer raak vir die wêreld om ons. Ons sal meer lewe met ander mense, soos wat God se wil is.
So kom ons kyk saam en hou jou Bybel byderhand na die inhoud van hierdie 4de gebod. Vers 8, ek's nou by Eksodus 20. Gedenk die Sabbatsdag deur dit heilig te hou. Nou daai woordjie heilig is bloot die woord sit dit eenkant. Dis wat heilig beteken. Vat hierdie een dag, hierdie 24 uur dag in die 7 dae van 'n week en sit dit eenkant. Spandeer hierdie 24 dae, hierdie is wat die woord heilig beteken, anders. Spandeer dit anders as wat jy die ander 6 dae spandeer. Vers 9 tot 10 gaan aan, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Alles doen wat jy doen. So dit sluit ook jou huiswerk. Ek praat van huisadmin. Paas, julle mag ook huisadmin doen. Okay? 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is ter ere van die Here jou God. Nou wat ek graag vriende wil hê ons op moet fokus hier is die want, die hoekom wat by hierdie spesifieke, hier is die enigste gebod waar 'n want in kom, vers 11, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het God gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Julle sien vriende, hierdie is so belangrik vir ons om te staan. Ten minste uit Eksodus 20 uit, God se mense word geroep om die Sabbat te onderhou, want so 'n bestaan, so 'n lewe is belyn met. Dit loop saam met die grein van hoe ons Skepper gewerk het en dit loop saam met die grein van die ganse skepping. Vers 11 daar van Eksodus 20 vriende verwys terug natuurlik na Genesis hoofstuk 1, Genesis hoofstuk 2, spesifiek Genesis 2 vers 1 tot 3. Kyk saam op die skerm. In Genesis 2 vers 1 tot 3, nadat God vir die eerste 6 dae in die skepingsstorie gekom het en die hele wêreld geskep het, sê Genesis 2 vers 1 tot 3, en dat God het op die 7de dag gerus van al sy werk, en hy daai tydsgleef het hy geseën, hy daai tydsgleef het hy heilig verklaar, en daai woordjie vriende rus, wat ons daar het in Genesis 2 vers 2, dit is waar die woordjie Sabbat vandaan kom. Daai woordjie rus is die woord Shabbat. En daai is 'n belangrike woordjie, wat ek dink veral vir ons Engelse of Afrikaanse ore wat ons baie keer kan mis. Want die woordjie om te Shabbat, wanneer God Shabbat beteken, dit beteken letterlik om te stop van werk. Maar dit beteken 'n klein bietjie meer as dit. Die woordjie daarvan om te stop, het iets ingebou in die woord, die idee van om te geniet. Om iets te geniet. Dit is om die vrug van jou arbeid te geniet. Dit is om daai manier te stop. Dit is soos jy wat, kom ons sê by jou huis, gaan met 'n groot bouprojek en jy breek mure af en jy renovate en jy maak die tuinrek en jy maak alles mooi en jy het gewerk, hard gewerk daaraan. Kom jy op 'n punt wat jy sê, nou is dit klaar. Nou is ons klaar. Ek weet dat ons bouprojekte in 'n gebroke wêreld hou net aan en aan, maar jy stop. En dan hou jy 'n housewarming. En jy nooi ander mense en jy rus deur die vrug van jou arbeid te geniet. Dit, vriende, is om te Shabbat. Dit is wat dit beteken Bybels om te rus. Dit is wat dit beteken. En so vriende, wat ook al ons bedoel as God ons roep tot 'n Sabbat, is dit ten minste tot hierdie. Dit is 'n weeklikse, bonatuurlike blaaskans wat God in sy goedheid as 'n geskenk aan jou en my gee. Dit is 'n geseënde geleentheid, elke liewe week wat ek en jy gegee word, waar God sy mense wil seën. God wil hulle vernuwe en verkoop, sodat hulle die vrug van sy en hul arbeid kan geniet. Vernuwe en verkoop tot ware menswees, 'n lewe wat sal floreer. Het jy al ooit gery? Ek is seker jy het, soos ek kan ry op die N1. Gewoonlik, wel hulle behoort in die linkerkantste baan te ry, maar baie keer as dit in die linkerkantste baan is, dit hierdie ou gekrokte karre. Okay? Ek praat nie van my nou van nie, ek praat van soos regtig ou gekrokte karre. Nou, daai kar ry so teen 30 km/h. Rook wat kom uit die exhaust uit. Dis net oral net gestamp, die ligte werk nie. Een van die vensters is uit met swart sakke so toegeplak.
Nou baie keer in ons land is dit as gevolg van armoede, maar alles in jou wens en sê ek wens net hierdie ou kan sy kar vat vir 'n diens. Ek wens hy kan hom invat en hy ry in daai plek en hy gaan en hy vat en hulle doen daai kar oor, hulle sorteer dit uit. Dan gaan daai kar baie langer hou. Maar daai kar gaan op 'n stadium net daar op die highway gaan hy staan en dalk selfs nog ontplof. Maar vriende, dit is wat ons doen as ons nie Sabbat nie. Ek en jy is daai ou in daai kar. Ons Skepper, vriende, het ons so geskep. Hy het ons geskep dat ons alleenlik sal floreer as ons weekliks gediens word. Die Sabbat is 'n godgeseënde tydsgleef waar ek en jy op 'n unieke manier in God se teenwoordigheid vernuwe en verkoop word. Hy het die wêreld so design, hy het jou en my so design. Die vraag is, hoe lyk dit in praktyk? En hierdie is wat ek wil hê ons vir 'n oomblik oor moet saamgesels. En dit is, ek dink baie keer waar dit moeilik raak. Alles tot en met nou is in 'n mate nog redelik, dink ek, voor die hand liggend, maar ek dink hierdie is waar dit baie kere moeilik raak, want soos ek vroeër gesê het, ons is nie Israel nie. Ons is nie by Sinaï en onder die verbond waarop hulle gestaan het nie. En die manier wat die Nuwe Testament, alhoewel ek dink die Nuwe Testament neem aan op verskeie plekke dat daar 'n Sabbat sal wees vir Nuwe Testament gelowiges, is dit nie dieselfde as wat dit was vir Israel onder hulle en in hulle verbond nie. Vriende, vir jou en vir my kom die Sabbat nie na ons toe as wet met voorskrifte nie. Die Sabbat kom na ons toe in die nuwe verbond as wysheid met beginsels. En wat ek wil hê ons vir 'n oomblik saam moet doen is dink wel, wat is 'n paar van daardie groot beginsels wat ons sal help om in wysheid, as ons lewens so inrig, sal ons floreer. Want dis wat wysheid is. Wysheid laat jou in hierdie wêreld floreer, die goeie lewe ervaar. So 3 beginsels wat ek met ons wil deel met betrekking tot die Sabbat. Daar's soveel meer wat gesê moet word. Daar's soveel meer wat ek eintlik wou sê, maar hier gaan 3 dinge wees. 3 beginsels met betrekking tot die Sabbat, en al 3 hierdie beginsels vind ons uit die oorspronklike Sabbat, Genesis 2 vers 1 tot 3 uit. Eerste ding, kyk saam op die skerm, vriende, die kruks van die Sabbat, en moenie hierdie is soos die belangrikste ding om te onthou. As jy dink jy wil Sabbat in jou lewe implementeer, hoe ook al dit mag lyk, want dit is beginsel nie wet nie. Hierdie is die eerste ding om te onthou, nooit te vergeet nie. Die kruks van die Sabbat, die doel van die oefening is om gemeenskap met God te geniet. In Genesis 2 vers 1 tot 3 het God op die 7de dag gerus en hy nooi daar vir Adam en Eva die mens in om in sy rus te deel. So vriende, hoor dit asseblief tog, dit is die punt. Sabbat gaan nie daaroor in die eerste plek sou ek sê om vir God te lewe nie. Sabbat gaan daaroor om met God te lewe. Daar's 'n verskil. Jy kan vir God lewe, maar nie communion, gemeenskap met hom geniet nie. Sabbat gaan daaroor om met God te lewe. Dink aan 'n paartjie wat besef, 'n man en 'n vrou wat besef hulle werk hopeloos, hulle is te besig, hulle lewe so verby mekaar, hulle is so besig dat hulle kry nie tyd vir mekaar nie, en so hulle besluit, right, wat ons gaan doen, ons gaan 'n dag by die werk afvat, ons gaan 'n dag op ons kalenders uitboek, ons gaan in die kar klim, ons gaan 'n lekker romantiese plek in die Bosveld kry vir die aand, en ons gaan 'n dag saam spandeer. Dis wat ons daar gaan doen. Nou dit beteken nie dat hulle gaan heeltyd besig wees om goeders te doen nie, dit beteken ook nie hulle gaan niks doen nie, wat ook hulle gaan doen, hulle weet hoekom hulle is daar om mekaar te geniet, hulle is daar om gemeenskap te geniet. So hulle gaan dalk saam 'n koffie drink en chat met mekaar, hulle gaan dalk op tye net sit altyd met 'n boek. Hulle gaan dalk 'n lekker middagslaapie vang. Hoe lekker is dit nie net om 'n middagslaapie te vang. Die punt is, hulle besef dat hulle is in hierdie space, hulle is in hierdie tydsgleef, in hierdie plek waar die doel van die oefening is om te reconnect met mekaar. Hulle is in verhouding, hulle doen nie hierdie want hulle moet hê, hulle doen dit want hierdie is wys vir 'n verhouding. En dit is wat hulle doen. Vriende, dit is wat die Sabbat is vir jou en vir my. Dit is daar om gemeenskap met God te geniet, en spesifiek met God te geniet. So dis nie net bloot 'n vakansiedag, 'n publieke vakansiedag nie. Dis tyd spesifiek daar om te reconnect in jou verhouding met die Here. Dit is hoekom die kerk vir 2000 jaar
die Sabbat ten minste, en ek gaan nou meer daaroor sê, gedeeltelike tyd van die Sabbat, seker maak dat Sondag samekomste met God se mense is deel daarvan. Want hierdie is die primêre plek waar ons kan, as dit ware, God weer voor oë kry, hoor hoe praat hy met ons, mekaar kan help om hom te geniet, gemeenskap met hom te geniet en te rus met hom. 'n groot gedeelte, of 'n deel daarvan, is om saam met God se mense by mekaar te kom. Maar vriende, ons kom net 2 ure van 'n Sondag by mekaar. Daar's ook ander maniere wat ek en jy tyd kan uitblok, eendag 'n week, en wat ek baie mense weet wat dit juist doen, selfs in hierdie kerk, om op daardie manier te reconnect met die Here. Die Jode, ek dink hierdie is 'n uitstekende ding. Ek doen dit nie self nie, maar ek is lus om dit te implementeer by ons huis. Wat Jode doen in hulle Sabbat. Jode se Sabbat is natuurlik vanaf 'n Vrydag sonsondergang tot 'n Saterdag sonsondergang. Party mense hier kan nie op 'n Sondag afvat nie, soos ouens wat vir 'n kerk werk kan nie regtig op 'n Sondag Sabbat nie, so met 'n ander dag vat. Ek dink daar's wysheid daaraan om as jy 'n Sabbat in jou lewe in te implementeer, hierdie is net wysheid. Tip, use it, don't use it. Om dit te doen vanaf 'n sonsondergang tot 'n sonsondergang. Onthou in Genesis 1, die dag begin met die son wat gaan sak, nie met die son wat opkom nie. Ek dink dis die goeie tyd waar jy jouself in jou Sabbattyd sou aandoen. Dis wat Jode doen. Wat hulle doen is, hulle steek toe, ek dink hierdie is great. Hulle steek 2 kersse aan wanneer die Sabbat begin. En daai 2 kersse brand ergens in hulle leefarea vir die volgende 24 uur. Net nie vir een of ander magic abracadabra rede nie. Net bloot as dit ware 'n herinnering, 'n bewuswording. Ons is in hierdie sacred space tyd waar dit is nou Sabbat, gemeenskap met die Here tyd. En deel van dit, vriende, sal dan wees dinge soos dis 'n dag waar jy wil seker maak jy dalk 'n bietjie van 'n langer ekstra tyd net Bybelstudie hou, dalk op jou eie net rus en tyd spandeer met die Here of familiegodsdienste hou. Dis 'n dag waarin jy as prins wil sê, ek probeer in hierdie dag ekstra, meer as ander dae, dalk wil ek 'n bietjie Christen musiek opsit en luister. Ek wat poen is persoonlik, ek lees elke keer wanneer ek my Sabbat hou of probeer om my Sabbat te hou, lees ek 'n boek oor die Sabbat. Ek lees 'n hoofstuk of 'n paar bladsye, want ek wil in daai mindspace kom van waar ek dink oor dit. Hoor hierdie woorde van Tim Keller, net om dit op te som. Eerste ding, eerste beginsel van Tim Keller. The purpose of Sabbath is to enjoy your God. Hier is die tweede beginsel. Die konteks van Sabbat is meer as net godsdiens. Alles wat ek nou genoem het is in 'n mate om te sê, wel, ja, as Sabbat gaan oor gemeenskap met God, dan is daar godsdienstige dinge soos kerk en Bybelstudie en Christen musiek wat alles kan bydra tot dit, maar die fout wat ons kan maak is om dan hierdie sacred en die secular divide te doen. Wel, dit beteken om gemeenskap met God te geniet is net kerkgoeders wat ek doen. Maar vriende, onthou dat die Sabbat in Genesis 2 was deel van die skepingsorde. En so om te rus in God is baie meer holisties as net bloot dit wat ons doen in ons normale, noem dit nou geestelike tyd. Om waarlik te rus, holisties te rus. Die tipe van rus in God te geniet wat die Sabbat ons tot roep is ja geestelik, maar dis ook fisies. Dis 'n emosionele rus, dis 'n verhoudingsrus met ander. Vriende, om behoorlik Sabbat te hou, sluit in dinge soos om baie lekker te slaap. Om goed te Sabbat is om baie lekker te eet. Om goed te Sabbat is om hard te speel en om jolig te kuier. Ja, Sabbat roep ons kerk toe, maar Sabbat roep ons ook in die natuur in God se wêreld in. Dit roep ons om tyd met God se mense en ons geliefdes te spandeer. Jy kan selfs aan jou stokperdjies tyd spandeer as jy dit doen in 'n wêreld in dankbaarheid waar jy God voor oë hou en hom geniet in dit. Vriende, ek weet nie van julle nie, ek dink as ons God op sy woord sou vat in hierdie verband, ek dink ons sal baie beter ons werk doen, die ander dae van die week wat ons werk. Ek dink ons sal baie minder sukkel met burn-out, as ons besef dat elke liewe dag van die week, of elke week van die jaar, is daar 'n dag waar ons hierdie tipe van vreugdevolle rus in ons God sal vind.
Ek dink ons sal baie minder burn-out hê en baie minder lewe net van vakansie tot vakansie, want God gee vir ons daai bonatuurlike blaaskans. 1 dag uit 7 elke week. Hoor die woorde van Kimberly Conway? Sabbath is, sê sy, margin. Sabbath is gift. Sabbath is joy. Sabbath is soaking myself, or rather letting myself be soaked, in the unmeritable grace of God. Heeltemal 'n ander manier om te dink daaroor. Hier's die derde en die laaste beginsel. Vriende, die kenmerk van Sabbat is egter dat dit geheilig is. Dis belangrik, ons moet dit vir mekaar sê. Genesis 2 vers 3 sê dat God het die Sabbat heilig gemaak. Hy het dit eenkant gesit. Hy het dit anders te hanteer as die res van die week. Vriende, hoor my asseblief tog mooi op dit. Solank as wat ek en jy vir 7 dae van die week presies dieselfde doen. 7 dae van die week business as usual. Al 7 dae van die week sloof jy jouself af vir jou werk. Al 7 dae van die week ry jy jou kinders rond na dieselfde tipe van goeders toe. Al 7 dae van die week doen jy op dieselfde manier huisadmin. Al 7 dae van die week shopping jy, screen time op jou foon, drink dieselfde wêreldse inligting in wat jy partykeer moet of wil op die res van die week. Vriende, as ons dit 7 dae in en uit doen en nie hierdie bonatuurlike blaaskans gaan vat wat God vir ons gee nie, sekerlik moet ons nie verbaas wees dan dat ons diep lewensmoeg is en diep lewensmoeg bly nie. Natuurlik gaan ons wees. Ons het dan nie gerus, waarlik gerus nie. Vriende, om die 7de dag te heilig gaan beteken dat jy gaan moet, nou hierdie is wat moeilik is. Kwaliteit, tyd, genootsaak, prioriteit. Dit gaan beteken dat ek en jy vir sekere dinge gaan moet nee sê en ons gaan vir sekere dinge moet ja sê. En sodra jy daai oefening doen om vir sekere dinge nee te sê, dit gaan vir jou uitwys by the way wat jou idols is. Ons almal het daai goed. Probeer die Sabbat hou en jy kom baie vinnig agter wat spesifiek is jou en my idol. Maar ons moet hier nie verval in wettiesheid nie. En so besef dit, hierdie is die gevaar, selfs met 'n Nuwe Testament Sabbat. Selfs as ons sê dit is wysheid, is die probleem is dat jou wysheid raak jou en ander se wet. En so onthou dit, ons praat hier van beginsels, die doel voor oë is om ware rus in God te vind, soos jy gemeenskap met hom geniet, maar moenie gaan en jou Sabbatritmes te ernstig vat nie. As jy dit nie maak nie, is okay, jy gaan nie hel toe daarvoor nie, dit was jou beginsels, en so, draai ander. Moet dit nie te ernstig vat nie. En moenie doen wat die Fariseërs in Jesus se tyd gedoen het en jou Sabbatritmes ander se wette verander te maak nie. Moenie dit doen nie. Dis nie lekker nie, vra my vrou en kinders. Hoor wat sê Eugene Peterson. Ek dink hierdie is behulpsaam en ons is amper daar en die tweede gedeelte is korter. Hoor wat sê Eugene, hierdie is behulpsaam vir my om perspektief te hou. Eugene Peterson sê, we don't have any rules preserving the sanctity of this Sabbath day. Only the commitment that it be set apart for being, not for using. It is not a day to get anything done, but a day to watch and be responsive to what God has done, en ek wil by sit, what God is doing. Hier is die tweede en korter rede, maar baie belangrik. Vriende, hoekom ek ons wil aanspoor dat ons die tyd moet uitkoop deur die Sabbat te onderhou. Tweede rede is, en dit kom nou uit Deuteronomium 5 uit, want ons is nie net geskep om in God te rus nie, ons is gered om in God te rus. Hier bring dit ons by die tweede gedeelte wat ons nie gelees het nie, in Deuteronomium hoofstuk 5. Die woord Deuteronomium, die naam van die boek, beteken die tweede wet. Dit is nie 'n ander wet nie, is presies dieselfde wet as die vorige keer, maar dis vir die volgende generasie, 40 jaar later, by dieselfde berg. Kyk saam met my in Deuteronomium 5 daar, weer eens die 10 gebooie, kyk saam met my na vers 12, weer eens die 4de gebod. Hier lees dit, hou die Sabbatsdag heilig soos die Here jou God beveel het.
Maar dan baie belangrik die hoekom. En die hoekom hier is belangrik want dit is verskillend van die hoekom in Exodus 20. God sê onderhou die Sabbat vers 15. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte. En dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Julle sien vriende, in Egipte was Israel onder die juk van Farao. Israel was in Egipte onder die juk van hulle slawedrywers. Israel in Egipte het 24/7 gewerk. Daar was geen tyd vir rus nie. Daar was geen tyd net om jou voete op te slaan en net 'n klein bietjie te ontspan nie. Jou hele bestaan in Egipte as 'n slaaf was jou bestaan is daar, jy moet produce. Jy moet perform. Dis jou identiteit. En jou hele lewe word aangevuur deur vrees. Dis wat dit beteken om 'n slaaf in Egipte te wees. Maar wat God hier in die 10 gebooie vir Israel sê, hy sê vir hulle, ek het julle gered. Ek het julle gered, julle is nie meer slawe nie, so hou op om so slawe te lewe. God sê vir Israel deur die Sabbat te onderhou, deur weekliks te stop van julle werk en daadwerklik te rus, kommunikeer julle aan julleself, julle kommunikeer dit aan julle kinders, julle kommunikeer dit aan mekaar en julle kommunikeer dit aan die wêreld, dat julle God is 'n goeie God, hy het julle gered. Hy is nie 'n slegte slawedrywer nie, hy is julle Vader en julle is nie meer in 'n slawe bestaan nie. Ek weet nie wie van julle, ek is seker baie van julle het Annie die musical gesien. Ek weet hy het in 1982 uitgekom, Annie, en ek weet daar was in 2014 het Annie weer uitgekom. Ek kan niks van die storie onthou nie, maar ek onthou die liedjie. Julle onthou die liedjie? It's a Hard Knock Life. Waar al daai dogtertjies in die weeshuis staan en hulle skrop die vloere en hulle vee met die besems en hulle maak skoon en hulle daai aaklige evil Miss Hannigan wat heeltyd roep en sê get to work, get to work, get to work en al wat hulle doen is hulle moet werk en hulle sing It's a Hard Knock Life en dan sing hulle hierdie woorde, hulle sê no one cares for you a smidge when you're in an orphanage. So get to work, it's a hard knock life. En vriende, die realiteit is baie van ons lewe so klein bietjie met daai orphan spirit, met daai orphan mentality in hierdie wêreld. God sê vir sy kinders, moenie. Hou die Sabbat, onderhou die Sabbat, want jy is nie 'n slaaf nie. Jy's nie 'n weeskind nie. Jy is my kind. Jy's onder my dak. Hier ja, is daar werk om te doen in hierdie huis, maar daar's ook tyd vir jou om net jou voete op te gooi en te kan ontspan en te kan ontrus. Dit is wat ek jou voor gered het. Vriende, hoor asseblief tog mooi, as Deuteronomium 5 waar is ook vir jou en vir my, dan beteken dit dat sabbatsonderhouding vir ons wat hierso sit in 2025 in 'n plek soos Suid-Afrika en die wêreld waar ons nou woon, is een van die strategiesste maniere wat ek en jy ons lewens kan uitlewe en posisioneer in hierdie wêreld. Vriende, ons lewe, ek hoef julle nie hiervan te oortuig nie. Ons lewe in Egipte. In die Egipte bestaan waar ek en jy en almal om ons in die ratreis is. Waar ek en jy daagliks moet swoeg en sweet in 'n wêreld van farao's wat nooit ophou die sweep klap nie. Ons maatskappye slaan daai sweep. Ons bases slaan daai sweep. Ons regering slaan daai sweep. Hollywood op hulle eie manier slaan ook maar daai sweep om vir jou heeltyd en vir my heeltyd te sê werk, werk, werk. Vind jou identiteit in wat jy doen. Vriende, dit is my hartseer, spyt vir my om te sê, dit is wat ons skole doen. Ons skole is baie goed om slawedrywers te kry om seker te maak dat ons of ons kinders rus nooit nie. En vriende, dit spyt my ook te sê wat ons baie kere as ouers doen. Ons baie kere is ook maar klein farao's in ons eie klein Egiptes
wat die sweep slaan en sê, get to work, stop en jy sal vergaan, my kind. Stop en hulle gaan iemand anders te aanstel. Ons lewe in so 'n wêreld, vriende, ons is so vasgevang in hierdie slawerny, dat ons dink dit is normaal. Klim die leer, dis hoe jy bo uitkom deur hard te werk. Jou status en jou sekuriteit, my kind, hang af van hoe hard jy nou en in die toekoms gaan werk. Vriende, in so 'n wêreld kom God. In so 'n wêreld kom God na jou en my toe en hy roep ons as die kerk om 'n alternatiewe samelewing te wees. God sê vir ons as die kerk, wees 'n stad op die heuwel wat sy lig skyn, soos wat jy stop en rus. Vriende, besef dit, dat as ek en jy op hierdie manier sou funksioneer, 6 dae werk en 1 dag hard, behoorlik vreugdevol sou rus. Vriende, dan sal om die Sabbat te onderhou, sal niks anders te wees as ek en jy wat die evangelie verkondig nie. Sabbatonderhouding is evangelie verkondiging, volgens Deuteronomium 5. Deur 1 dag uit 7 te heilig, preek ek en jy aan onsself en ons kinders, en aan mekaar en aan die wêreld, ons preek in die praktiesste van terme aan mekaar, dat ons is nie slawe nie. Ons is gered uit slawerny uit. Deur Jesus is ons gered. God is ons Vader en hy sal na ons omsien. Onthou jy Braveheart? Ja, jy doen. William Wallace, waar hy uitroep, Freedom! Vriende, dit is wat die Sabbat is. Sabbat is ek en jy wat uitroep in hierdie wêreld van slawerny, freedom. Hoor wat sê Tim Keller. Tim Keller sê, Sabbath is a declaration. Sabbath is a declaration by God's people of freedom. In hierdie lig gesien, vriende, is die Sabbat vir gelowiges nie 'n frustrasie nie. Die Sabbat is vir ons feesviering. Sabbat is nie vir jou en vir my godsdiens nie. Sabbat is vir ons 'n getuienis. Vriende, as ek en jy die Sabbat sal onderhou, is ons nie besig om uit te mis op die goeie lewe van die wêreld nie. Ons is besig om 'n uitnodiging te rig aan die wêreld van waar die goeie lewe, waar jy nie 'n slaaf hoef te wees nie en waar jy kan ontspan en te kan rus. Ons is besig om die wêreld tot dit uit te nooi. Maar dit is moeiliker gesê as gedaan. Enigiemand wat my kom en jy kan dit seker agterkom 'n klein bietjie in my stem. Ek is nogals passievol oor die Sabbat. Hierdie is seker die waarheid wat in die laaste 5 jaar ek die meeste van oortuig geraak het in die Christenlewe. Ek het in die laaste 5 jaar meer as enige ander waarheid oortuig geraak dat beide ek wat Poen is en ons as 'n kerk en ons as die moderne kerk mis uit op die goeie lewe omdat ons 'n Christenskap gedesign het wat ons slawedrywers hou en waar ons nie waarlik rus 1 dag uit 7 nie. En ek probeer elke week, maand probeer ek om in my eie lewe en my gesin se lewe om die Sabbat beter te implementeer. En ek sukkel. Op die beste van tye kom ons nie by 'n Sabbat uit nie. Op die beste van tye het ons wat ek nou al genoem het 'n semibad. 'n Semibad is 'n halwe Sabbat. Dis waar jy probeer Sabbat, maar lewe is moeilik. Vriende, dit is moeilik om in hierdie wêreld, selfs binne in 'n kerkkonteks, die Sabbat te onderhou. Alles in die samelewing gaan in die ander rigting in. Ons werke, ons huisadmin, die skoolprogramme, die kinderpartytjies, die sosiale verpligtinge en die sosiale versoekings maak dit baie moeilik om stroom op te swem en die Sabbat te onderhou. Maar weet julle wat maak dit die heel moeilikste? Die ding wat dit die moeilikste maak om die Sabbat te onderhou is eintlik nie daar buite nie, is hier binne. Die ding wat die moeilikste maak om die Sabbat te onderhou is my sondige hart wat nie weet hoe om nie my identiteit in werk en in doen te vind nie. Die moeilikste ding om die Sabbat te onderhou is my gebrokenheid wat nie weet hoe om stil te raak nie. Dis my eie gebroke menswees wat nie weet hoe om net te wees en nie te doen nie. Ons weet nie hoe om te rus nie.
En so ek sluit hiermee af, vriende, wat sal ons in staat stel, bonatuurlik in staat stel, om beide die versoeking en die teestand wat ons ervaar in die lewe, nie om ons rus in God te vind nie. Wat sal ons bonatuurlik in staat stel om, soos Efesiërs 5 dit sê, die tyd uit te koop en die Sabbat genuine te onderhou? En die antwoord bly, kyk na Jesus. Dit bly die antwoord. Vriende, kyk na Jesus, die Here van die Sabbat. Kyk en onthou, keer op keer, dis hoekom jy in jou Sabbat wil saamkom, en dit is wat ons jou elke Sondag hier by Ligpunt aan gaan herinner. Onthou die Here van die Sabbat, wat in ons Egipte land ingebreek het. Jesus het 'n slaaf geword in ons plek, in ons slawerny bestaan. En Jesus het geswoeg en hy het bloed gesweet en toe gesterf om die losprys te betaal om jou en my uit slawerny uit te kry. Sodat ek en jy nie meer slawe is nie. Ons is nou kinders van God, kinders van die Vader, 'n Vader wat beloof in Matteus 6 dat hy sal aan ons daaglikse brood gee. En hy beloof dat soos wat hy na die voëls omsien en vir die lelies klee, so sal hy as ons Vader, sal hy na ons omsien. En ons Vader beloof vir ons dat ons deel in ons ouer broer se ewige erfenis. Dis wat Hebreërs 4 oor die Sabbat sê. Dat die uiteindelike Sabbat is daardie dag wanneer ons eendag in sy ewige rus vir alle ewigheid perfek sal deel. So vriende, dit is wat ons doen. Ons kyk na Jesus dag in en dag uit. Ons kyk na hierdie Jesus en dan kom ons na hierdie Jesus toe. Ons reageer op Jesus se soete uitnodiging elke liewe dag. Matteus 11 vers 28 van Jesus vir jou en vir my nou weer nooi. Hy sê, Jesus sê vir jou, jy wat moeg is, hy sê kom na my toe. Kom na my toe elkeen wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. En ons kom na hierdie Jesus toe en hier's die ding. Vriende, dit is soos wat ek en jy daai ware rus in Jesus nie net teologies abstrakt vind nie, soos wat ek en jy rus in Jesus begin ervaar, soos wat ons rus in Jesus begin proe. Dit is die ding wat vir jou sê, nog, meer van dit. Wat? Ek kan dit nie glo nie, is daar 'n dag uit 7 uit, waar ek meer van hierdie rus op 'n meer on tap kan kry? Kyk na Jesus, kom na Jesus toe, proe die rus wat in hom te vind is, en onderhou dan die Sabbat en geniet dit elke liewe week. Ons God is goed. Prys hom vir hierdie wonderlike vakansiedag. Kom ek bid vir ons saam, vriende. Vader, ons loof en ons prys U vir die Seun Jesus in wie ons nou rus kan vind. Ons loof en ons prys U dat U die wêreld so gemaak het en ons gered het om in U te kom rus. Vader, ons loof en ons prys U dat daar 'n dag kom waar ons nie net 1 uit 7 dae uit gaan hoef te rus nie, maar wat ons vir alle ewigheid perfek ten volle die goeie lewe in U gaan vind en ons rus ten volle in U sal geniet. Ons smag na daardie dag. Dankie dat U ons sal hou vir daardie dag. Dankie dat U vir ons die Sabbat gee om ons te hou vir daardie dag. So hou ons God, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.